Goeiemôre en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jy in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. En laat ek net 'n bietjie skuif, dat ek in die middel kom. Dankie Here. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe, Here. Dit was 'n wonderlike maand, Here, die laaste 30 dae. Here, ons het, Here, ons het U geëer, ons het U geaanbid, Here. Ons oor U offer wat U vir ons gebring het. Ons het die opstanding, Here, het ons kom vier, die opstandingskrag in ons. Here, dit was net wonderlik. En Here, ons het 'n paar keer, het ons het bevestig met die brood en met die beker, met U liggaam en met U bloed. En vanoggend staan ons weer by in hierdie geseënde posisie vanoggend, Here. Spreek met ons vanoggend, asseblief, Here. Here, ek is nie eintlik waardig, Here, om U woord te bring nie. Ek is nie, Here, het is net U wat U eie woord kan bring. Dis daarom vra ek U nou, Here, om self aan die woord te kom, self dit verder te lei, self verder te praat. Here, ek bring ook elke ander een na U toe, Here, alle mense op hierdie aarde, Here, gereddes, ongereddes, Here, die ongereddes, ons kom in die naam van Jesus, Here, en ons bid, Here, ons bid dat U Gees, Here, hulle sal oorval, Here, dat U Gees hulle sal aanraak. Ons bid, Here, dat U hulle, Here, teel in hulle wille, dat hulle nie eens weet nie, sal lei na die plekke toe, Here, waar hulle tot hierdie oorgawes kan kom, Here. Ons bid vir hulle redding, Here. Hierdie wêreld is in so 'n chaos, Here, maar ons bid vir redding in Jesus naam nog steeds. Here, ons bid vir elkeen wat sy eie probleem het vanoggend. Here, elkeen, dit maak nie saak wat die probleem is nie, Here, of dit finansiëel is en of dit geestelik en of dit, Here, siels van aard is nie, Here, of dit verhoudings is nie, Here, verhoudings met mense, verhouding met U, Here, dit maak nie saak wat dit is nie, Here, dit maak nie saak of dit finansiëel is nie, Here, ons bid vir U genade. U sê in die woord, U genade is meer as genoeg vir ons. Here, raak ons net aan. Here, gee net vir ons aan in U genade. En dit sal genoeg wees. Raak elkeen aan en ek bid ook, Here, en ek vra dat U elke een se saad, Here, die saad wat in offers en tiendes, Here, hierdie maand hier deurgekom het. Here, dankie dat nie een saad in 'n sak lê vanoggend nie, dat alles saad in die grond is. Here, ek bid weer eens, Here, vir hulle wat ons ontvang het, wat ek gesien het in die laaste week, wat ek gisteraand nog gesien het, Here, en seker gemaak het, dit is in die grond voor vanoggend, voordat ons daaroor bid. Here, seën elke ene in U rykdomme in Christus. Here, ek dink en ek wil hulle opdra aan U, Here, Clint en Elsabie Groenewald, Zen-Marie was daar so, Here, van Wyk, ja, Neil Wet, vriend in Christus, Here, Gansbaai, jy weet wie Gansbaai, hy of sy is, Wayne en Michelle, die Elliots, Here, Tanya van der Walt, Here, en John en Deline Hitji, Here, dankie dat U hulle almal se saad en offers en gawes en alles ontvang het. Dankie, Here, dat dit vanoggend nie in 'n sak lê in iemand se bankrekening nie, maar dat dit in vrugbare grond is vanoggend. Seën elkeen
ooreenkomstig u wil en u seën in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Sjoe. Ag, ek weet nie hoekom nie, ek is net so opgewonde. Ek is altyd opgewonde om die Here se woord te bring, maar vanoggend bietjie nog meer opgewonde. Hier is 'n interessante prentjie, jy sal dink, wat gaan hier aan, hoekom, wat kan ons by 'n boodskap hier uitbring? Kom ek staan net die kant toe, en ons kyk net na die prentjie, daar so staan, nagmaal, waar aanskryf jy in jou lewensboek? Die lewensboek, daar so is 'n biblioteek, nou baie boeke, daai boeke is elkeen 'n lewe ook, en soos dit in 'n biblioteek is, ek was lanklaas in 'n biblioteek, ek dink 'n biblioteek lyk nog so, wat daar so vir jou aandui watter kant toe jy kan gaan, daar so is die afdeling lewensboeke, daar so is romanse, kyk hoe mooi, rooi hartjie daar so, en dan is daar so thrillers aan daai kant, en hier sê daar is geskrabbel, daar so, gekrabbel, nee, is die woord. Ek probeer Afrikaans praat vandag baie mooi, want Afrikaans is 100 jaar oud. En dan, almal kan Jesus romanse in en met sy bloed skryf. 2 Korintiërs hoofstuk 3, vers 2 en 3. Boeke, daai goeders daar so. Veral biografieë en autobiografieë. Wil ek sê, nie omdat ek so baie tyd in boeke spandeer nie, maar biografieë en autobiografieë is seker van die kosbaarste skatte in hierdie lewe. Hoekom sal ek so sê? Want as jy daaraan dink, jare, selfs eeue nadat iemand gesterf het, kan iemand se doen en late, sy karakter steeds daar, word dit steeds daar in 'n boek uitgebeeld. Kan dit selfs jare, eeue later nog steeds 'n impak op iemand se lewe hê wat dit lees. Dis daarom sê ek, dis van die kosbaarste skatte wat daar is. As jy mooi daaraan dink, dit wat daar is, dit beskryf die persoon se lewe, sy karakter, dinge wat iemand gesê het, dit kan bemoedig, dit kan Here, met ander woorde, amen, 'n boek hou 'n persoon in 'n mate lewend. Maar wat min mense besef, is dat elke liewe mens op hierdie aarde, terwyl hy of sy lewe aan sy of haar, ek moet mooi dink, aan sy of haar eie autobiografie skrywe. Ja, 'n autobiografie, wat nie noodwendig op 'n winkelrak gaan verskyn of in 'n biblioteek nie. Maar, dit gaan wel in 'n biblioteek verskyn. Wat 'n biblioteek? In God se biblioteek in die hemel. Daar is jou boekie. Oeps, Piet Pompies. Kom ons kyk wat staan in Piet Pompies se boek. In die hemel, in 'n biblioteek gaan verskyn in die hemel. En op die aarde, in 'n biblioteek van mense harte. Wow. In 2 Korintiërs, die teks wat ek daar aangehaal het, 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 2 en 3, skryf Paulus aan die gelowiges daar in Korinte. As hy daar so in die gelowiges in Korinte skryf, dan is dit natuurlik aan jou en vir my ook. Omdat dit wanneer jy lees, ons lees dit so die Bybel, en Jesus skryf hy toe aan hierdie mense. Nee, Jesus skryf hy aan my. Want ek en jy is daar die gelowiges ook vandag.
En dan staan daar so, julle is ons brief geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. So alle mense sien jou hart raak. Dan kom die mense en hulle sê mos, jy weet nie wat in my hart gaan nie. Nee, ek weet presies wat in jou hart aangaan. Jy kan nie my hart sien nie. Regtig, jy laat my sien wat in jou hart aangaan. Maak net jou mond oop en begin optree, dan kan ek sien wat in jou hart aangaan. Alright, maar kom ons lees aan. Vers 3. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, daardie tyd het hulle op kliptafels geskryf, nie op papier nie, maar op vleestafels van die hart. Amen. Nou net brief, biblioteek, boek by mekaar uit te bring. In die Grieks staan die woord vir brief wat daar gebruik word, is die woorde erdiapin stoli. Erdiapin stoli. Hulle sê so, stoli. Reg. Wat 'n geskrewe boek of 'n brief beteken. Wat Paulus hierso staan, sê, laat 'n mens regtig tot stilstand kom. Dat jy sê, wow, Here, laat ek nou, wat nou? Dat jy oor so rek. Paulus skryf hierso eintlik, dat ek en jy op mense se harte skrywe, wat hulle vir so lank as wat hulle lewe van ons gaan onthou. En is dit dan nie vreemd nie? Jy kan 1000 goeie inskrywings, kom ons noem dit inskrywings, op iemand se hart hê. 1000 goeie inskrywings, maar net een slegte inskrywing. Daai een slegte inskrywing sal die beste onthou word, sal die grootste impak op iemand se lewe inhou. Net daai een slegte, nie die 999 goeie inskrywings nie. Vreemd, né? Dis hoe die mens ingestel is. En dis daarom vra Paulus, wat is jy besig om te skryf? Wat skryf jy op mense se harte? En nog belangriker, wat skryf God in sy boek, in sy lewensboek, oor jou lewe? Skryf jy, ek wil dit noem 'n Jesus roman. Wat is 'n Jesus roman? In 'n Jesus roman, Here, dit is mooi, roman, jy klink, hoor dit sommer mos. Romans. Ja. 'n Jesus roman van weergebore lewe, goddelike gehoorsaamheid, hoop, vrug van die Heilige Gees, of skryf jy daardie kant toe na die rillers? Kyk waar so swart riller, kyk waar so baie die mekaar lyntjies daar so. 'n riller, 'n donker riller van boosheid, van afguns, van onvergifnis, van skynheiligheid, van dronkenskap, van vloeking, van skel en van bekleierery. Waaraan skryf jy? Dit is wat Paulus, 'n gewone Afrikaans, in hierdie gedeelte sê. Nou die goeie nuus. Nie net dat jy vanoggend, Here, dit is dankie Here vir hierdie gedeelte, dat ons tot 'n slotstand kan kom. Maar daar is beter as dit alles. God het sy seun Christus Jesus geoffer. Ja, vir die redding van die mens, vir die sonde, vir al dit, maar en ook hoor, want hy begeer 'n Jesus roman, 'n Jesus met 'n roman met 'n hoofstuk getitel bo,
boms, daar staan dit, my weergeboorte, hoofstuk, op wat 'n ouderdom het jy gewees, hoofstuk 25, 35, 45, 89, eina, is nou maar ver aan, maar dankie Here, hy is daar, my weergeboorte, en wat verder in hierdie boek daarna oorloop, van heiligmaking, van goddelike krag, van oorwinning oor sonde en die ewige dood, van vrug van die Heilige Gees, en dat reg op die einde, halleluja, daar sou staan nie toe net einde nie, daar sou staan die woorde van 1 Korintiërs 15 vers 55 aangehaal, jou laaste sinnetjie in jou boek, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Dit is wat God begeer vir elke mens. Daarom, en hy wil hê ons moet dit bereik in hom, in Christus Jesus. Daarom het hy sy seun gegee. Amen. Sjoe. Here het net toe ons begin worry. Worry is 'n goeie Afrikaanse woord. Net toe ons begin worry, Here, oor, Here, ons gaan dit nie maak nie. Dan gee U vir ons hierdie. Wow. Dat in Christus Jesus, Here, kan ons hierdie roman skrywe, 'n hemelse roman, 'n Jesus roman. En dit is wat ons vandag gaan vier. Ja, Here, ons gaan vier. Ons gaan nie skynheilig wees nie. Want dan gaan ons skryf ons by die rillers. Ons is by die roman, Here. Ons skryf en ons erken, Here, ons het nog baie foute. Maar, daai maar, ek like van maar, Here, met al my foute is ek besig om in Christus te skryf. En ek gaan vier, en ek gaan saam met die vier gaan ek bely, dat ek in die liggaam en die bloed van Jesus in staat is, Here, om verder te kan skryf, om aan te hou skryf. Want vanoggend, Here, met die brood en met die beker, met U liggaam en met U bloed, Here, maak ek vanoggend, dit is wat hierdie nagmaal so wow maak. Ja? Hierdie is nie normale, gewone nagmaal nie, julle. Ons maak vanoggend, maak ons lewenspenne met die ink van die bloed van die lam aan die nagmaalstafel weer vol, sodat ons kan skrywe in Jesus. Amen. Halleluja. Woe! Wow, Here, dit is wow hierdie. Sjoe. Woe. Prys die Here, Here, dis salwing op salwing op salwing. Sjoes, jy nou verder. Anders gaan jy alles bederf wat die Here sê. Al wat ons hier kan reageer is, Here, amen en halleluja sal ook werk, hoor, daar waar jy sit sê, halleluja, amen, prys die Here, halleluja, prys die Here, al die wow, Here, vanoggend maak ek my lewenspen weer vol met die bloed van Jesus, sodat ek met my foute, Here, kan skryf en kan aanhou skryf. Sjoe. Wow. Ek is net in myself, sjoe, verstom wat die Here eintlik sê. Dis net wow. Wow. Here, wow. Kom ons raak stil dan. Kom ons sê dankie. Vader, dankie, Here, dat ons vanoggend in U genade, Here, hierdie is 'n genade
ete vanoggend. Here, dis 'n genadebeker wat ons drink vanoggend, Here, dat in al ons foute, Here, kan ons, Here, besig wees om 'n lewe te herskryf, 'n nuwe lewensboek, Here, wat getuig, Here, van u heerlikheid, van u krag, van u goddelikheid, Here, van u autoriteit. Here, ons kan skryf, want die Here, u kom was ons weer skoon vanoggend. Here, die ou ink druk u weer vanoggend uit en u sit weer nuwe ink, Here. U vul ons, maak ons weer vol met die ink van die bloed van die lam, Here, dat ons in staat is om verder te kan skryf. Prys u heilige naam. Here, wanneer ons dit bely vanoggend, kom met elke belydenis, Here, met elke slukkie, met elke happie wat ons vat, Here, kom vul ons met u bloed, met die ink van die ewige lewe. Dankie, Here, vir die voorreg. Dankie vir u genade, wat meer, Here, baie meer as genoeg is. Amen. Wow. Okay, kom ons vat die bekertjie, dit wat jy vat vir 'n beker, dit maak saak waar jy is nie, dit wat jy het, en die brood, dit wat jy het, as dit 'n Simba chippy is, dan is dit ook okay. Maar ons gaan dit bely en ons gaan dit vier vanoggend. Dankie, Here. Kom ons begin, gewoonlik begin ek met die bekertjie mos. En dan met die liggaam. Dit is nie gewoonte nie. Here, dit maak net sin na wat u gesê het vanoggend. Ons vat hierdie bekertjie weer. Dit wat jy het vir 'n beker. En sê vir die Here, kom, maak dit persoonlik, maak dit, gee dit lewe, gesels met die Here, sê vir die Here dankie. Ek wil vir die Here sê, Here, dankie vir die bloed. Dankie, Here, vir die bloed wat my afwas, Here, dankie, Here, wat u bloed wat die ink is vanoggend. Kom, maak my vol met die ink van die bloed van die lam, dat ek weer kan skryf, Here, dat ek in u liggaam kan wees, vanuit u liggaam uit kan skryf, vanuit u hartklop uit kan skryf. Dankie vir die liggaam. Here, ons bely ook, en ons sal nooit vergeet, dat u bloed vir ons gevloei het nie. Dankie, Jesus. Neem nou jou stukkie brood, of dit wat jy het as brood, en ons sê, dankie, Here. Here, dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed, Here, wat nie net reinig nie, wat ons nie net in staat stel nie, maar Here, wat ons in u liggaam plaas. Dit is vanuit u liggaam, Here, net nie u liggaam van gelowiges en gereddes, Here, en geesgevuldes om my nie, Here, maar u werklik u liggaam. Here, binne in u liggaam vanuit u hart uit. Dit is waar u bloed my sit, binne in u hart. Here, dankie. Dankie, Here, hou my daar, hou my skoon, Here, met u bloed. Here, dat ek nie 'n hartkwaal vir u veroorsaak om dit so uit te druk nie. Here, hou my daar in Jesus naam. Dankie, Here, vir u genade om my in u liggaam in te laat. Amen. Ons sal ook nie vergeet, Here, dat u liggaam vir ons gelei het, Here, gepynig is, sodat ons vanoggend in hierdie bevoorregte geseënde posisie kan staan nie. Dankie vir u liggaam. Amen.
Amen en amen. Prys die Here, ek glo uit my hart het jy dieselfde wonderlike ervaring vanoggend gehad. En dat dit nie net 'n ervaring is nie, maar dat dit in die naam van Jesus 'n werklikheid sal manifesteer in jou lewe. Ontvang die seën van die Here. Here Gogeta Adonai Dishmarecha, Ja Adonai Kawanilecha we Gogonechta, Yesa Adonai Kawanilecha we Asamlecha, Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Sy aangesig na jou toe draai, in daardie genadig wees posisie sal jou vat en ophef tot by hom en aan jou vrede gee. Amen en amen. Prys die Here. Wow. Tot volgende keer. Skryf in daai romanse. Skryf in die liggaam, skryf in die bloed. Jy kan in Jesus. Shalom.